Ek is gevra om met julle te deel oor hoe om emosioneel gesond te bly en die praktiese goed wat 'n mens kan doen tydens 'n tydperk van lockdown. En ek gesels om hier van agter my rekenaar met julle vandag. Nou in hierdie lewe sal daar altyd goed wees wat 'n mens beplan en dan loop dit verkeerd uit. Iets soos life happens while we made other plans. Ek dink ons is nou almal al van donderdag nag af besig met hierdie realiteit van COVID-19. Stres en kwellinge gaan heel moontlik deel vorm van baie van ons daaglikse bestaan nou. En dit kan 'n mens nogal benoud laat voel, angstig, depressief, tipiese spanninge oor verhoudinge en om onder een dak vasgekeer te wees met iemand wie jy nou nie dalk noodwendig sou gekies het om 'n tyd van isolasie mee saam te spandeer nie. Ek dink ook aan finansies, mediese hulp, ag nog soveel meer. Maar weet julle, die goeie nuus is dat hoop gekies kan word. Ons kan besluit wat ons van hierdie ervarings gaan maak. Om in 'n tyd soos hierdie 'n roetine by die huis te hê, is regtig belangrik, meer as wat ons besef. Dit verskaf 'n effektiewe manier van emosionele sekuriteit, veral wanneer mense nie weet wat moontlik nog op ons wag nie. Ook vir diegene wat kinders in die huis het. Besluit elke dag wat jy die spesifieke dag gaan aanpak. Die struktuur hiervan help om dit wat na 'n lang dag, wat nog lank voor jou lê, na 'n korter een te laat lyk. Stel steeds jou alarm, weerhou jou daarvan om in 'n roetine te verval wat tyd nie meer bestaan nie, waar dit nie meer belangrik is nie. 'n Roetine soos om steeds op te staan soos jy normaalweg sou doen, jou klere aan te trek en die hele dag in jou nagklere rond te loop nie. Te sorg dat jy op die regte tye eet, soos jy altyd gedoen het, want om te eet gee krag. Om genoegsaam te rus, herstel jou krag en om doelgerig te werk, stabiliseer jou krag. Oefening laat 'n mens goed voel. Hou aan om dit te doen soos wat jou spasie jou dit toelaat om sodoende aktief te kan bly. Kom uit in die sonlig as jy 'n tuin het en as jy in 'n woonstel woon, gaan sit op jou balkon. Moet jy die waarde van sonskyn vergeet nie. As jy alleen woon en jy kan kook hê, sal aan die onderkant van die skerm 'n internetadres verskyn waar jy vinnige mikrogolfresepte aan mekaar kan slaan. Slegs soos vir ontbyttye, middag- en aandetes, selfs nageregte. Vir diegene wat van die huis af werk, vind 'n plek in jou huis waar jy kantoorspasie kan inrig, weg van die TV en die geraas. Om produktief te kan werk, kan nou eintlik nogal moeilik raak, veral wanneer dit teen 20 begin word. Vir die van julle wat nie meer in 'n voltydse beroep staan nie of nie 'n student is nie, is dit nou meer as ooit belangrik om iets te vind om jou doelgerig mee besig te hou. En dit mag vir verskeie mense verskeie goed wees. Die lockdown word nou deel van ons geskiedenis. En as jy die pen nou wil uitneem, skryf, dokumenteer elke dag wat gebeur. Dis inligting wat gaan verlore gaan vir ons nageslag as ons dit nie nou doen nie. Ek dink nou sommer hier aan 'n dagboek van Anna Barry, wat ek een oggend in Simonstad in 'n boekwinkel op 'n Saterdagoggend raak geloop het. Sy het tydens die 3 jaar Anglo-Boereoorlog elke dag gedokumenteer. En daai boek is nou 'n baie waardevolle besitting in ons huis en kan oorgedra word van die een geslag na die ander. Behalwe sosiale media soos die internet, Facebook, Twitter, Instagram, FaceTime, het die meeste van ons nodig om ergens te behoort aan. Nou WhatsApp-groepe met vriende en familie kan 'n anker wees in 'n tyd soos hierdie. En as jy alleen en angstig is, sal dit jou help om jou te omring met 'n WhatsApp-groep wat daar is om jou te ondersteun. My voorstel is dat jy ten minste een persoon identifiseer met wie jy so 'n groep kan vorm. Vra vir hulle om jou kierie te wees in hierdie tyd en om jou soos 'n kierie te ondersteun. Dan word nie grappies of prentjies gestuur op so 'n groepie. Dis bloot 'n vanggroepie om daar te wees vir jou wanneer jy dit regtig nodig het. Ons weet almal dat dade spreek harder as woorde. Nou hierdie is 'n tyd om daarop te let wat jy vir jou kinders sê en hoe jy reageer, veral wanneer julle in die 4 mure van julle huis saam vasgekeer gaan wees. Moenie verdere vrees opwek en net oor corona die hele tyd praat nie. Die virus hoef ons nie te beheer nie, ons kan saam met dit leef. Kry 'n roetine met aktiwiteite vir jou kinders in en om in die huis, goed wat jy kan doen, want om voor die TV heeldag te lê kan baie maklik gebeur. Ek dink aan hoe ons osself besig gehou het toe ons nog kinders was. Kan julle onthou goed soos wegkruipertjie speel, vrot eier, blok myself, wolf, hoe laat is dit?
koljander, daai een van telefoontjie wat jy mekaar se ore fluister en kyk wie hoor die regte boodskap. Die internetadres sal later onderaan die skerm verskyn vir die top 15 kinderspeletjies waarvoor jy nie nodig het om geld vooruit te gee nie. En vir volwassenes is daar 'n magdom van inligting oor aanlyn kursusse waarvan die meeste gratis is vir die eerste maand waarvoor jy inskryf. Dit handel oor vaardighede wat die meeste maatskappye in 2020 nodig het. Goed soos en ek noem dit nou sommer in Engels, critical thinking for better judgment and decision making. The connection between well-being and productivity. The 6 morning habits of high performers. Learning Skype vir diegene van julle wat dit nodig het. Die internetadres verskyn ook onderaan die skerm hiervoor. Nou as jy so bevoorreg is om deel te wees van 'n gesin, is hierdie nou 'n baie spesiale tyd om mekaar meer te waardeer en nader aan mekaar te groei. Die lewe het so baie eise en soms verloor 'n mens mekaar langs die pad. Raak in hierdie tyd kreatief as 'n gesin en laat elkeen 'n voorstel maak, oud of jonk, oor wat jy kan doen om die tyd om te kry. Ek dink aan goed soos tuinwerk vir die wat groen vingers het, beskuitbak, bordspeletjies speel, na musiek luister wat jou kan opbeer, miskien nie soos die 80s musiek. Ek glo onwrikbaar in die mag wat woorde en besluite het. Elke dag bring 'n geleentheid om keuses te maak. In moeilike tye verander wel mense, maar die keuse bly op die einde van die dag joune oor hoe dit jou gaan verander. Ons is nie per toeval in die lewe nie, en hierdie virus is bloot 'n reisgenoot. Dit hoef nie ons roete te bepaal nie. Blom dus net waar jy is, selfs met COVID-19. Blaubeerstrand maatskaplike dienste sal soggens tydens kantoorure soos normaalweg voortgaan per e-pos, telefoon of Skype sessies. Die besonderhede hiervan verskyn ook onderaan die skerm. Pas julleself mooi op.